Baie welkom by ons volgende boodskap in ons reeks oor praktiese Christendom. Dit is vir die NG Kerk van Karasburg, Sondag 24 Maart 2024. Voordat ons net met hom begin, kom ons bid net eers saam. Ons Hemelse Vader, aan U al die lof, die eer en die mag, U wat die grootte God is en ook die redder van ons lewens. Daarom bid ons Here dat U ook nou in ons harte sal werk wanneer ons rondom U woord wat U vir ons gelos het, ook 'n bietjie gaan 'n dieper soek om ons ook te help rondom dinge in ons lewens. Ons vra daarom, Here, mag U vir ons genade gee, maar ook wysheid. En dat ons dit ook so sal aanvaar en daarmee so sal leef. En dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Nou, ons is besig met en amper klaar met 'n reeks genaamd Praktiese Christendom, waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry. En dan kyk ons ook na wat die Bybel daaroor te sê het, want dan weet ons hoe ons veronderstel is om op te tree teenoor hierdie dinge en hoe om temptasies dan te weerstaan. En dis regtig alledaagse dinge, wat as ons eerlik moet wees, ons baie keer dink ons dalk reg hanteer, totdat ons die Bybel so 'n bietjie nader gaan bekyk en dan besef maar hoor, ons hanteer dit dalk glad nie reg nie. In die eerste een het ons gekyk na drank, in die tweede een het ons gekyk na misdaad, toe het ons gekyk na sosiale media en daarna na droogte. In die vyfde boodskap het ons gekyk na Hollywood, die 16de het ons gekyk na vuil taal, en toe het ons gekyk na medewerkers en daarna het ons gekyk na geld. En dan verlede keer het ons gekyk na die natuur. Vandag se tema is dan dans. En dans is een van daai dinge wat deur die eeue eintlik verskillend gebruik en oorgedink is in die kerk van Jesus. Dans is een van daai onderwerpe wat ek gedink het dalk moeiliker gaan wees om oor te praat. En ek was reg en verkeerd. Ek was reg want dit is moeilik en ek was verkeerd want dit was ook moeiliker as wat ek gedink het. In die Bybel vind ons heel wat verwysings na dans waarna ons gaan kyk later. Maar ons vind dat daar verwys word na kere wat dans goed en reg was en ander kere wat dit weer verkeerd was. In die vroeë kerk na Christus het die kerk meestal dans teengestaan. Meestal omdat dit hulle herinner het aan hulle heidense eweknieë in die Romeinse ryk, wat hulle gevoel het dat dans afgoderry welis en verdoemenis aangewakker het by mense. Augustinus het byvoorbeeld geskryf dat hulle aanbidders en bewonderaars van hierdie heidense afgode dit geniet het om die gode se skandalige en geregtighede na te boots, insluitende orals oor die geritsel van dansers. En inderdaad, dans was 'n belangrike deel van die kulturele en die burgerlike lewe in die Grieks-Romeinse oudheid. En Christene moes hulle egter van hierdie heidene onderskei en het dus gekies om 'n voorbeeld van ander gedrag te stel. Maar teen die 12de eeu sou Christelike teoloë na die Bybel kyk om bewyse te kry dat dans toegelaat is. Soveel so dat teen die middeleeuse tyd het dans weer begin terugkeer na die kerk toe. Rituele handleidings van die 13de eeu het byvoorbeeld gewys hoe dans gebruik is tot diens vir die Here tydens eredienste. Hulle het geskryf dat binne die ruimtes van kerke, katedrale en heiligdomme kan dans help om 'n kollektiewe aanbidding te genereer. Nou uit die kerk se oogpunt kon sulke vrome optredes eintlik die ortodoksie versterk. Met ander woorde, dans kan in diens van die bekering en rituele werk. So, sedert ten minste die 9de eeu het dans by Christelike toewyding geïntegreer geraak. En dan weer vanaf die 14de eeu is vroue verdink van en vervolg vir die beoefening van heksery. En tydens die Europese hekseproewe is hekse daarvan beskuldig dat hulle met die duiwel dans tydens 'n satanistiese ritueel bekend as die hekse Sabbat. En dan teen die 16de eeu het die kulturele landskap van die Christelike dans egter weer dramaties verander. Daar was baie redes. Die protestantse hervorming en die katolieke teenreformasie het dans begin kritiseer en dit as afgoderry verklaar, net soos die vroeë kerk. Nou vandag is daar weer baie verskillende sienswyses oor dans, waar mense nog saamstem dat dans verkeerd is, terwyl ander dit weer as normaal en reg sien. So kom ons kyk of die Bybel ons kan help oor dans. En dan kyk ons na ons twee skrifgedeeltes vandag, Psalm 149 vers 1 tot 4 en dan Psalm 150 vers 3 tot 6. Kom ons lees dit saam. Halleluja, sing vir die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die byeenkoms van die getroue volgelinge. Laat Israel hom verheug in sy Maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof met koordans, met begeleiding van tamboeryne en liere om besing.
want die Here is sy volk goedgesind. Hy vereer verdruktes met oorwinning. Loof hom met die geskaal van ramshorings, loof hom met die harp en lier, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snaarinstrument en fluit, loof hom met die klank van simbale, loof hom met die slag van simbale. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Nou, hier moet ek dalk net uitwys dat die vertaling gebruik die woord koordans. Nou, in die Hebreëus is daar geen verwysing na koordanse nie. Die Hebreëse woord beteken eintlik net dans. En ek dink die rede hiervoor, hoekom hulle koordans gebruik het, sal ek later na verwys. So albei die psalms, Psalm 149 en 150, verwys met ander woorde na 'n dans wat ons tot eer van die Here doen. Nou eerstens sal jy niks in die Bybel vind wat sê dat dans sondig is nie. Inteendeel, daar is 'n aantal plekke wat positief oor dans praat. So byvoorbeeld sê God om hom te loof en met dans, soos wat ons teksvers dan ook vanoggend sê. Prediker 3 vers 4 sê, daar is 'n tyd om te rou en 'n tyd om te dans. In Lukas 15 is die gedeelte oor die verlore seun wat weer teruggekeer het na die huis toe. Lees ons dat Jesus vertel dat toe die oudste seun van die veld af terugkom, hoor hy musiek en 'n gedans. Ons vind ook individue in die Bybel wat aangetoon word wat dans, soos Dawid in 2 Samuel 6 en die dogter van Jefta in Rigters 11. In Eksodus 15, Rigters 21 en 1 Samuel 18 lees ons byvoorbeeld weer van groepe vroue wat dans. En dan aan die ander kant, terwyl die Bybel nie sê dat dans is sondig nie, is daar egter verskeie voorbeelde van dans wat op 'n sondige manier gedoen word. Eerstens het die Israeliete gedans terwyl hulle die goue kalf afgod aanbid het wat hulle geskep het in Eksodus 32. En tweedens het die Amalekiete eet en gedrink en gedans ter viering van alles wat hulle uit die land van die Filistyne en Juda gesteel het, 1 Samuel 30 vers 16. En hierdie voorbeelde wys met ander woorde nie dat dans verkeerd is nie, maar dat hoe of waarvoor dit gebruik word verkeerd kan wees. En is hier wat die probleem lê wanneer dit by dans kom. En ek moet egter een groot punt hieroor uitwys. Die Bybel wys nie duidelik hoe mans en vroue saam dans nie. So dit is rede tot kommer en die rede hoekom dans baie keer ook selfs as reg ook as verkeerd gesien kan word. Omdat daar so baie maniere van dans en forme van dans en gebruik van dans is. En dis die rede hoekom ek dink die Bybelvertalers 'n veilige pad probeer stap het met hulle vertaling in die psalms. Maar ek dink dit is reg so nie, want dit skep weer ander probleme. Maar in elk geval, ons sien nie hier om oor vertalings te praat nie. So terug by die dans. So as ons hierdie verskillende dansvorms en gebruike van dans meet aan verskillende Bybelse riglyne, dan ontstaan daar 'n probleem. Dink byvoorbeeld aan hierdie tekste. 1 Tessalonisense 5 vers 21 tot 22 sê byvoorbeeld, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie en vermy elke vorm van boosheid. So wanneer 'n dans gedoen word tot aanbidding van 'n afgod, dan is dit 'n vorm van boosheid en moet dit vermy word. Of soos 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enige iets anders doen, soos byvoorbeeld dans, doen alles tot eer van God. En as mense gaan kyk na 'n partytjie van hierdie danse wat mense vandag sommer op musiekvideo's het, dan moet ons reguit vir mekaar sê, dit is nie alles noodwendig tot eer van God nie. Matteus 5 vers 28 waarsku Jesus ook dat selfs al kyk jy net na 'n vrou en begeer haar, het jy reeds oor die tou getrap. Nou, hoekom is dit 'n probleem vir dans? Daar sekere danse wat verskriklik eksplisiet is en selfs so ver gaan om sekere seksuele bewegings uit te voer. En dat dit by mense wat dit sien, met ander woorde eintlik met verkeerde gedagtes los. Ek kan amper sê dat baie danse in die wêreld word op 'n seksuele en erotiese manier uitgevoer. Dink byvoorbeeld die dansvorms soos twerking of dirty dancing, grinding, skootdanse en danse wat op maniere seks stimuleer ensovoorts. En hierdie danse breek eintlik al hierdie riglyne wat die Bybel vir ons gee, breek dit daai riglyne. En volgens my is die grootste probleem wat die geloof eintlik nog altyd met dans gehad het, is dit. Dat dans kan in sekere opsigte en selfs die klere of gebrek aan klere tydens hulle dans verkeerde begeertes en gedagtes by mense opbring. Dit is om dieselfde rede dat party Christene ook 'n probleem met
met 'n man wat met 'n vrou dans, omdat die nabyheid mense verkeerde begeertes of gedagtes gee. Veral aan mans omdat hulle makliker op die nabyheid reageer. So ons sit weer hier met 'n geval so baie dieselfde is van die voriges waarna ons al gekyk het. Daan self is nie verkeerd nie, maar dit kan aanleiding gee tot sonde wanneer dit verkeerd gebruik word. So, hoe hanteer ons as Christene dit dan prakties? Ons sien dans is eintlik 'n spontane manier om uiting te gee aan 'n mens se vreugde wat 'n mens baie keer ervaar. En hoekom ek dink God ook ons dan so aanmoedig om vir hom te dans. Maar dit verwys gewoonlik na 'n tipe koordans of alleen te dans voor God of om as 'n groep te dans. En as ons kyk na die tekste, na wat se leiding die Bybel vir ons hieroor gee, dan kan ons as ware die volgende riglyne aanbied wat dans betref. In die eerste plek, bly weg van danse wat enige suggestiewe of seksuele bewegings maak. En die rede is eenvoudig. As Christene betaam dit ons nie om ander mense onder verleiding te bring sodat hulle dan sondig in die eerste plek nie, maar ook sodat ons nie aan God oneer bring deur onsself besig te hou met dinge wat ander mense verlei nie. En dan die tweede ding is, maak seker dat dit wat ander mense van jou sien terwyl jy dans nie verkeerde indruk te skep as gevolg van jou bewegings of selfs 'n tekort aan klere nie. Maar ook ten derde, om dinge veilig te hou wanneer dit by vasdans kom, hou dalk maar eerder by jou eie man of vrou, of dalk 'n familielid. En 4, verstaan dat daar wel tye is wat ons deur God uitgenooi word om in vreugde vir hom te dans. So op die ou ene kom dit neer op watse pad jy saam met die Here stap, maar ook watse aanpak dit op ander mense kan hê. En net soos van die ander goeders wat ons ook al oor gesels het in hierdie reeks, moet ons verstaan dat op die ouende gaan dit nie om 'n duidelike wet daar te kan stel en sê bly weg of nie. Op die ouende gaan dit oor hoe ons leef teenoor God, teenoor ons medemens, maar ook deur ons dade, deur die dinge wat ons doen en wat ons toelaat om in ons lewens in te kom. En daarom hoop ek dat hierdie riglyne ook vir julle sal help om beter te verstaan hoe dans, met ander woorde, deur die Bybel verstaan word en aan ons aanbemoedig word, maar ook hoe die wêreld dit verkeerd kan gebruik en dat ons nie in daai selfde slaggat sal trap as hulle nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook deur hierdie woord kan verstaan dat U 'n God is ook van vreugde en dat ons maar Here tot U eer kan dans en kan loof en prys en uiting kan gee van die vreugde wat daar in ons is. Maar Here, ons verstaan ook hoe dit dans baie keer verkeerd gebruik kan word. Hoe dit verkeerde gedagtes by mense kan los. En Here, daarin wil ons geen deel hê nie. En daarom vra ons Heilige Gees dat U ons sal help om te sien waarop dinge neerkom, om te verstaan, Here, wat die impak ook baie keer is. Ons kan dalk 'n verskoning gebruik, Here, en te sê, maar dit doen niks in my gedagtes nie. Maar Here, ons weet nie wat doen dit in ander mense se gedagtes nie. En daarom vra ons, help ons asseblief hierin. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die God van alle genade julle herstel, julle bemagtig, julle versterk en julle stewig vestig ook in hierdie tyd in julle lewe. Mag julle daar skyn vir hom deur julle woorde, maar ook deur julle gedrag. Mag dit verander nader aan God bring. Amen.